So die storie wat ek julle vandag vertel, gaan van Adam af tot by Noag. Wie was Adam? In die tuin, hy was die heel eerste mens. En wie was Noag? Die een wat die ark gebou. Ja, die een wat die ark gebou het. Nou moet julle opskuif. Dat sou ook 'n plekkie kan kry. Kom skuif hierdie kant toe, skuif hierdie kant toe. Jy daarom met jou hele lyf op die bank kan wees. Goed, so Adam en Eva, hulle het 'n seun gehad en sy naam was Kain. Hy was die oudste. En toe kry hulle nog 'n babatjie en 'n seentjie en toe noem hulle hom Abel. En toe Kain en Abel groot word, Kain het baie daarvan gehou om op die plaas te werk en dan spit hy in die grond en dan plant hy aardappels en patats en wortels en boontjies. So hy het groente geplant, hy het vrugte geplant, seker appelkoosbome en appelbome. En dit was vir hom lekker op die plaas. En sy boetie Abel, die jonger boetie, hy het met skape geboer. En eendag, toe bring hulle 'n offer vir die Here. Toe sê hulle wil hierdie geskenk vir die Here gee. Maar Kain se hart was sleg. En Kain, hy was nie reg met die Here, want die Here het later vir hom gesê, dis nie net dat God gesê het, ek wil nie jou persent hê nie, dis dat God gesê het, jou hart is nie reg nie, Kain. Jy doen nie reg nie. Want toe hy nou vir die Here appels bring en patats bring en wortels bring en sê, hier's my persent vir die Here, toe sê die Here, ek aanvaar nie jou nie, en ek aanvaar nie jou persent nie, want jy doen nie reg nie, Kain. Jy dink jy kan hierdie goed vir my bring, maar jou hart's nie reg nie. En God het gesê dat as hulle iets bring en jammer sê vir hulle sonde, vir die verkeerde goed wat hulle doen, dan moet hulle 'n dier slag. Want dit is wat God gedoen het toe Adam en Eva sonde gedoen het. Hy het diere geslag, toe maak hy vir Adam en Eva klere van vel. En toe kom Abel en hy bring sy heel beste skapie, bring hy vir die Here en hy offer dit vir die Here. En toe is die Here tevrede. En hy sien ook Abel se hart is reg, want Abel het dit deur geloof gedoen, hy het God geglo. En toe Kain dit sien, toe doen hy wat ons baie keer doen. Het julle al ooit so as iemand iets kry en jy's kwaad, dan gaan jy so. Het julle al dit gedoen? Was jy al kwaad? Ons almal was al kwaad, nee, en het al beklei. En toe kyk hy vir sy broer en toe gaan hy. Maar toe later die dag, toe sê hy, Abel, wil jy gou saam met my kom, ek wil jou iets gaan wys daar in die veld. Kom gou saam met my, toe maak hy of hy vriendelik is. Maar toe hulle in die veld is, toe sê hy, kyk daar in die gras. En toe tel hy 'n klip op. En toe kom hy so naby af, kap hy hom so op sy kop. En toe bloei Abel, en toe val hy dood neer. Toe het Kain sy boetie doodgemaak. En toe dink hy niemand weet nie. Toe sê God vir hom, Kain, waar is jou boetie Abel? Toe sê hy, ek weet nie. Toe sê hy, jy weet. Jy weet waar hy is, jy het hom doodgemaak. En toe het Kain weggegaan na 'n ander land toe, en toe bou hy 'n stad, en toe het hy 'n kind gehad, en toe noem hy sy kind Henog, en toe het Henog 'n kind gehad, en so baie kinders, maar al Kain se kinders, en kleinkinders en agterkleinkinders, hulle was nie lief vir die Here nie. Hulle wou nie doen wat God sê nie. Hulle wou verkeerde goed doen. En soos hy een agterkleinkind, hy het toe sommer gesê, ek wil nie met een vrou trou nie, ek wil met 2 vroue trou. Toe trou hy sommer met 2 vroue. Toe het hy ook iemand doodgemaak. En Adam en Eva was nou baie hartseer, want hulle 2 seuns het so beklei, of Kain het vir Abel doodgemaak, en toe kry hulle nog 'n babatjie. En dit was ook 'n seentjie, en toe noem hulle hom Set. En Set se kinders, hulle die Here gedien. En daar was een van hulle kinders, daar was nog 'n Henog. En daai Henog, hy wou God gedien het. En hy het elke dag gaan stap, en dan praat hy met die Here. Hy loop sommer in die veld. En in die aand, dan kyk hy na die sterre, en dan dink hy aan die Here. En dan praat hy met die Here.
En die volgende oggend sal hy weer opwees en kyk hoe die son opkom en dan praat hy met die Here vir 300 jaar. En eendag, toe hy weer gaan stap en met die Here praat, toe sê die Here vir hom, Henog, kom vandag saam met my huis toe, na my huis toe. En toe stap hy en toe hy weer kyk, toe sê hy nie meer op die aarde nie. Toe sê hy in die hemel, by God se huis. En toe sê hy vir altyd by die Here, hy het nie dood gegaan nie. En toe hy, sy kind en sy kind en sy kind was toe Noag. En die wêreld was baie, baie sleg in daai tyd. Baie sleg, die mense het baie lelike goed gedoen, verkeerde goed. En toe sê die Here vir Noag, ek wil hê jy moet 'n groot skip bou, 'n groot boot, 'n ark. Jy moet bome afkap, dan moet jy planke maak, en dan moet jy 'n hamer en spykers vat, en dan bou jy die ark, en dan smeer jy dit so met pik, sulke swart goed wat so gooey is, stikkie, en dan smeer jy dit dat die water nie in die boot kan kom nie. En toe bou hy 'n groot boot, en toe sê God, hy moet al die diere bring. En toe kom daar diere van oral af, leeu's en bobbejaane en hyenas en rooibokke en zebras en kameelperde en dinosourusse. En toe kom al die diere op daai groot boot. En wat? Muise, ja, muise. En toe kom al die diere op die groot boot en dit was net Noag en sy vrou en hulle 3 kinders en hulle 3 kinders was almal getroud, hulle 3 seuns. So toe sal 8 mense op die ark. En toe kom die reën, en dit begin reën, en dit begin reën, en dit begin reën, en die wind waai, en die reën begin val, en jy hoor die donder weer, en toe breek die grond sommer oop, en daar kom fonteine onder die grond, hy's oral, sien jy dit, en die ark styg, en die ark styg, en die ark styg, en toe het al die mense verdrink, al die diere verdrink, behalwe die diere in die ark, in daai groot skip, en Noag en sy familie. En toe het God hulle gespaar. En so al die mense wat julle vandag hier sien, kom van Noag en sy familie af. Ja. En baie lank later, Noag se kinders, toe kom daar iemand anders, en hy kom red ons, nie in 'n ark nie, maar hoe het Jesus ons gered? Aan 'n kruis. Hy het aan 'n kruis dood gegaan om ons te red van God se straf. Julle kan maar gaan sit.